Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die diens begin. Die wydingslied vanoggend, gesang 94, vers 1 en vers 4. En die lofsang, gesang 39, al 3 die verse. Gesang 94, vers 1 en 4, sing ons as wydingslied staande saam. En bly dan staan tot na die lofsang, gesang 39, al 3 verse. Heerlijke tijden, bron van hart verblijden, evangelie woord van lig en lewe, rig ons hartse strewe, as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees, woorde van volkome klaarheid, wat ons lei in waarheid. Op die grondslag bou ons, op die heil vertrou ons, mens geworde word. Alles hier verander, u sal nooit verander, want u hou u woord by God en self ook God. U is waarheid, lig en lewe, ewig en vir ewig. Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Lof sing die Heer, buig voor hom neer, bewys aan hom die eer. Laat elke mond hom loof en prys, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer, en hom erken as Heer. Loof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolik, juig en sing, laat al wat leef hom dank en prys, en aan hom hulde bring, en aan hom hulde bring, aan hom die hulde.
sing sy naam, sy hele skepping juig. Laat almal saam om eer betoon en voor al koning buig, en voor al koning buig, en voor ja voor al koning buig. Die wet van die Here, broers en susters, leer ons hoe om in ware dankbaarheid voor God te lewe. Dankbaarheid wat beteken dat ons heilig lewe, dit wil sê rein en aan hom toegewy. Luister dan nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die skrif leer ons dat ons van nature dood is vanweë die sonde. In ootmoed bely ons dat ons ook onder God se oordeel is, omdat ons onvolmaak en vol gebreke is, sondaars wat voortdurend weer struikel en val. En ons bely dit met die sing van Psalm 38, die 1ste en die 3de vers. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld. Wil toch nie in toorn ontsteek nie, en nie wreek nie op my sonde en sondeskuld. Niks is aan my sonder wond nie, niks gesond nie, om u grimmigheid, o Heer, om my ongeregtighede is geen vrede in my wese immer meer. Aan elkeen wat met opregte geloof en ware berou sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste saligmaker en verlosser, verkondig die woord van die Here. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid
het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Saam met die kerk oor al die eeue bely ons dan nou ons algemene Christelike geloof. Elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloofsvertroue en ons vertroue in God se reddende genade met die sing van Psalm 31 vers 15 en vers 17. Hoe groot is hierdie seënstrome vir wie opreg van gees wil wandel in u vrees. Hoe groot die vreugde van die vrome, as almal klaar bemerk het die heil wat u bewerk het. Geloof sy God vir sy genade, so wonderbaar en groot, aan my sy guns genoot. Sy oog slaan my in liefde gade, hy lei my na sy skuilplek, met heilige vleuels geoordek. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Ons lees uit die brief van die Efesiërs, die 2de hoofstuk, die eerste 10 verse. Efesiërs hoofstuk 2, van vers 1 tot by vers 10. Kom broers en susters, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Onse Vader in die hemel, uit die diepte van ons harte roep ons u aan. Ons roep na u in die besef van ons magteloosheid teen die krag van die sonde, die bose en die dood. Maar ons roep nie in hulpeloosheid nie, want u het ons gehoor. U het ons gered. U het ons lewend gemaak na u groot genade. En nou bid ons, Here, dat u self opnuut deur u woord, as ons hier saam is, aan ons die vastigheid sal gee van geloof. Dat u self deur die Heilige Gees die sekerheid in ons sal werk van ons verlossing. Ons bid, Here, dat u die woorde van die ewige lewe tot ons sal spreek, al kom dit by monde van 'n menslike knegt, in kleinheid, vol gebreke. En ons bid, Here, dat u die woorde wat ons opnuut tot lewe en tot geloof en tot liefde wek sal laat hoor. Maak u ons ore oop om te luister, ons verstand helder om te begryp, ons harte ontvanklik
dat u woord daar kan ingang vind. En gee dat u in ons vrugbare grond sal kry vir die saad, dat daardeur ons veelvoudig vrug gedra sal word, tot verheerliking van u naam. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Efesiërs 2 van vers 1 af. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook sy eie maak. Uit genade is julle gered. Vanoggend, broers en susters, is die Sondag naaste aan 31 Oktober, en dis die Sondag waarop die kerk tradisioneel die hervormingsfees vier. Terugdink aan die gebeure van die kerkhervorming, nou al meer as 500 jaar gelede. En wanneer ons daaraan terugdink, dan dink ons nie in die eerste plek aan die mense wat die hervorming gedryf het nie, maar ons dink met vreugde aan die wonderlike genade wat God aan sy kerk betoon het. Dat hy nie toegelaat het dat sy kerk verval tot 'n ruïne nie, maar dat hy sy kerk opnuut weer opgebou het, dat hy self sy kerk teruggebring het op die regte spoor, in die regte diens, dat die kerk kan lewe met die regte vreugde in die wêreld. En as ons hervormingsfees vier, dan sou dit hol en leeg wees, as ons onsself nie vra, maar wat is die regte spoor? Wat is die regte diens? Waarin bestaan die ware vreugde van 'n gelowige nie? En as ons die vraag wil antwoord, dan moet ons diep inkyk. Inkyk in ons eie tyd se kerkwees oor die wêreld. Inkyk in ons kerkwees as 'n gemeente. Inkyk in ons eie lewe as gelowiges. In die Efesierbrief word merkwaardig die sake wat in die kerkhervorming uiteindelik baie belangrik was, alreeds aangedui. Die sake was vir die kerkhervorming so belangrik, dat ons ou kerklike leerboek, die Heidelbergse Katekismus, aan die hand daarvan opgestel is. Sake wat in Efesiërs aan die orde kom, is die sonde, verlossing en dankbaarheid. Sonde, verlossing en dankbaarheid, en die nuwe besef van wat dit alles beteken, het die hervorming gedryf. In die dae van die kerkhervorming, broers en susters, was mense baie bang vir die hel. Hulle was vreeslik bang dat hulle in die
Hel sal beland waar die vuur nie uitgeblus word nie en die wurm nie ophou verteer nie, dat hulle daar onder die oordeel van God sal kom. Maar hulle was nie regtig bang vir die sonde nie. Daar was nie 'n diep sondebesef en 'n begrip van hoe ingrypend ernstig die sonde is nie. Daarom het 'n mens dit gekry, dat die kerk mense geleer het, hulle kan uit die sonde uitkom as hulle genoeg kersies brand, of as hulle 'n aflaatbrief koop, of as hulle goeie werke doen, dan kan hulle die sonde vermy en so uit die hel uitbly. Daar was natuurlik ook nog 'n tweede geleentheid, die vage vuur, waar mense wat nou nie goed genoeg geleef het, dat hulle sonder meer in die hemel kon kom, eers so in 'n tussentoestand was, waar hulle weer 'n keer uit die sonde kon kom, die sonde is as het ware uit hulle uitgebrand, en dan kon hulle na die hemel kom. En die vuurhoutjie en die kruitvat, was toe die paus besluit het, maar 'n mens kan daarom van jou sonde en die verdoemenis ontslaa raak, as jy help om die groot kerk in Rome te bou. En daarvoor het hy aflaatbriewe laat verkoop, sodat jy kon 'n briefie koop, en as jy die brief gekoop het, dan is jy van jou sonde ontslaa, is jy sommer so by die vage vuur verby, reguit op pad hemel toe. Maar nie net vir jouself nie. Jy kon vir jou pa en ma, of boetie, of oupa grootjie, wat daar in die vage vuur sit, kon jy ook 'n brief koop. En Johannes Tetzel, die man wat die aflaatbriewe verkoop het in die geweste waar Martin Luther gewoon het, hy het gesê, die oomblik wanneer die munt in die geldkassie klink, spring die siel uit die vage vuur. So maklik. Sonde is maar net 'n foutjie wat jy gemaak het, en jy kan self daarvan ontslaa raak. In ons eie tyd, broers en susters, lyk dit nie baie anders nie. Mense is bang vir die hel, maar hulle is nie bang vir die sonde nie. Mense sou nogal iets doen om aan die ewige oordeel te ontkom, maar hulle is oortuig daarvan, hulle kan dit self doen. 'n Goeie lewe lei. Hoeveel begrafnisse was u al, waar die belofte dat iemand in die hemel is, nie gekoppel is aan die verlossingswerk in Jesus Christus nie, maar omdat die oorledene so 'n goeie mens was. En as 'n mens nou gaan kyk in die Verenigde State, daar is 'n opname gemaak, want omtrent 90% van al die mense, of hulle Christene was of nie, gesê het, as 'n mens dood is, sal jy in elk geval in die hemel kom. En oor sonde word daar nie meer gepraat of gedink nie. Een van ons belangrike teoloë, Afrikaanse teoloog, het by geleentheid vir my gesê, sonde is 'n ou middeleeuse begrip, die kerk moet daarvan ontslaa raak. Maar Paulus sê, sonde is die dood. Sonde bring nie net die dood nie, sonde het nie net die gevolge van die dood nie, maar sonde is die dood. Sonde, wat beteken dat ons nie rekening hou met God nie, dat ons buite sy teenwoordigheid vind, dat ons nie na hom luister nie, beteken dat jy klaar dood is. Jy's 'n lewende lijk. En waar mense so leef, bring dit net die dood. Die middeleeue, aan die einde van die middeleeue, was die tyd van die Renaissance, die herlewing, waarin mense opnuut die ou Griekse en Romeinse beskawings ontdek het, en ontdek het hoe belangrik mense is, en waartoe mense alles in staat is, en hoe mense die lewe kan verbeter. En die kerkhervorming vind in daardie omgewing plaas. Want in daardie tyd het die mens met eens weer verskriklik belangrik geword. Was nie belangrik om te luister na die Here nie,
is nie belangrik om te luister na die woord van God nie. Die belangrike was dat die mense self hierdie wêreld moes verander en beter maak. En dis merkwaardig dat in daardie tyd die saad gesaai is vir ons moderne wetenskap. Dit was die tyd van die groot ontdekkingsreise en dit was die tyd waarin die sogenaamde humanisme, die menswees ideologie posgevat het en gegroei het tot waar dit vandag is. En dit hierdie gedagte leef ons. Daarom dat sonde nie iets belangrik is vir ons mense nie. Want 'n mens is in wese goed en hy kan homself help en hy kan homself verlos en vir 'n mens is alles moontlik. Maar Paulus sê vir 'n mens is niks moontlik wat die moeite werd is nie. Vir 'n mens sonder God is net die dood moontlik. Van die wreedste tye is die tye rondom die kerkhervorming. Van die verskriklike onmenslike tye waar die mense in die geskiedenis van lees, is die tye waarin ons lewe. Want hoe verder ons van God is, hoe nader is ons aan die dood. Hoe meer maak ons die dood, die deurslaggewende in ons wêreld. Hoe meer ons volgens die owerste van die mag van die lig, die gees van die kinders van ongehoorsaamheid leef, hoe minder is daar waarlik lewe moontlik. Daarom, broers en susters, moet ons erns maak met die sonde. En wat dink u nou van uself en van u eie lewe as 'n sondaar? Besef u wat Paulus sê? As jy 'n sondaar is, wat in sonde volhard, wat dink jy kan jouself help uit die sonde uit? Is jy dood? Jy's 'n lewende lijk. En net so min as wat 'n lijk homself weer kan help om tot lewe te kom, so min kan jy jouself help om weer tot lewe te kom. Dit help nie jy gooi geld in die busie nie. Kerklewe help jou nie. Om 'n goeie lewe te lei help jou nie. As jy sonder God is jy 'n lewende lijk, is jy dood. As jy die sonde omhels en dink dat jy self 'n gootjie is waar daar uit kan kom, is jy verlore. Daarom, broers en susters, moet ons diep dink oor onsself en ons eie sonde en besef, my sonde maak my dood. Maar nou kan ek niks daaraan doen nie. Ek is magteloos teen die krag van die sonde en van die dood. Ek kan nie self daaruit nie. En daarom verlossing. Want God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Ons is magteloos teen die dood, maar ons is nie hulpeloos voor die dood nie. Want God gee die hulp. En God gee die hulp deur sy seun Jesus Christus na ons wêreld toe te stuur. Stuur sy seun na ons wêreld toe en hy maak van hom wat geen sonde gehad het nie, sê Paulus, sonde ter wille van ons. En nou kom Jesus Christus in hierdie wêreld in. En hy kom in hierdie wêreld in omdat God die werk van sy hande nie laat vaar nie. Omdat God getrou bly aan homself en omdat God nie toelaat dat die bose en die dood en die magte van die hel sy skepingswerk vernietig nie. En hy kom in hierdie liefde na ons toe. As sonde beteken dat 'n mens ver van God is, dat jy sonder God wil leef,
dan kom Jesus Christus in en hy bring God weer na ons toe. Wanneer ons agter die bome van die sonde wegkruip vir God, dan kom Jesus Christus en hy word Immanuel, God by ons. En hy doen dit na God se groot barmhartigheid. Omdat God hom ontferm, omdat God lewende lyke opnuut tot ware lewe wil bring. Na sy barmhartigheid, na die grootheid van sy liefde, stuur hy sy seun. En sy seun neem ons sonde op hom. As 'n mens nou 'n oomblik in terme van Paulus se woorde in die Efesiërbrief daaraan dink, dan sterf Jesus nie eers aan die kruis nie, maar Jesus kom om ons sonde op hom te neem en hy leef ons doodse lewe van sy geboorte af. Hy neem ons hele dood, ons hele ellende op hom, want hy is sonde vir ons. En hy maak ons lewendig. Hy, en net hy. Want dis net hy wat dit kan doen. Dis net hy wat die dood oorwin. Dis net hy wat die bose verslaan. Ons eie pogings doen dit nie. Alleen maar in die naam van Jesus Christus. Slegs deur die werk van Christus Jesus word 'n lewende lijk, 'n lewende kind van God, 'n dooie opgewek tot nuwe lewe. Deur sy groote liefde het hy ons lewend gemaak saam met Christus. Nie omdat ons dit verdien het nie, nie omdat ons goeie mense was nie, nie omdat ons self die beskawing opgebou het en mooi dinge gedoen het nie, terwyl ons nog dood was deur ons misdade, kom maak God ons lewend. En dit is net genade. Ons het dit nie verdien nie, ons het dit nie presteer nie, ons het nie daarvoor gevra nie, ons het nie eers daarvoor gebid nie. Ons het nie eers aan God gedink nie, maar hy het aan ons gedink. En hy kom gee vir ons die redding. Hy skenk dit. Hy skenk dit omdat hy dit wil skenk. Omdat hy die God van genade is. Ten spyte daarvan dat ons hom wegstoot. Ten spyte daarvan dat ons ongehoorsaam in hom lewe. Ten spyte daarvan dat ons struikel en val, dat ons dood is, kom vat hy ons hand en hy maak ons lewendig. Hoe dink u, broers en susters, oor u verlossing deur Jesus Christus? Staan u nog stom, verwonderd, woordeloos daarvoor, dat God uit sy hoë hemel kom, om hierdie verlorene te red. Dat Jesus Christus vir my 'n mens geword het. Verlossing, broers en susters, is die groot ingrype van God, wat my lewe en jou lewe verander, deur aan ons die wedergeboorte te skenk. Hy maak ons lewend saam met Christus uit die dood. En nou verander die kwaliteit van ons lewe. Wanneer 'n mens besef hoe groot hierdie genade is, dan verander die manier waarop jy lewe, maar ook die lewe rondom jou kry 'n ander waarde. Dis nou nie meer die waarde van hierdie wêreld en wat hier goed en hier lekker is nie. Dis die waarde daarvan dat ek die Here se is.
dat ek saam met Christus is, dat ek 'n kind van God is. Hy het ons saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Christus is daar in die hemel in heerlikheid en in majesteit, en ons is sy kerk hier op aarde, sy liggaam, maar ons lewenskwaliteit is nie meer die waarvan Moses gesê die beste deel is moeite en verdriet nie. Ons lewenskwaliteit is 'n hemelse kwaliteit. Ons lewenskwaliteit is die kwaliteit van mense wat weet, niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Ek lewe in sy hand, ek is in sy hand, en daarom leef ek met vreugde. En as ons nou uit genade gered is, hoe lyk die vreugdevolle hemelse kwaliteit lewe dan wat ons sal lei as gelowiges? In die eerste plek kan ons daar net deel aan hê deur die geloof. Ons kan net daaraan deel hê as ons Jesus Christus ken. Ken as ons verlosser en saligmaker, ken as ons Here en ons God. En wanneer ons hom ken, dan vertrou ons hom en volg ons hom. Dit is mos geloof. En nou sê Paulus, maar die geloof kom nie uit julleself nie, dit is ook 'n gawe van God. Dis die Heilige Gees wat jou laat weergebore word, wat die geloof in jou werk, wat jou oë laat oopgaan sodat jy God kan raak sien en Jesus Christus kan omhels as verlosser en saligmaker. En deur die geloof kan ons nou gaan lewe. En ons het niks om ons op te roem nie. Ons lewe nou nie uit ons werke nie. Ons besef, niks wat ons doen, bring ons in die regte verhouding met God nie. Jesus Christus het dit gedoen. En nou roem ek nie, maar ek dank. En ek dank elke dag, en ek dank uit die diepte van my hart. En my dank is nie net woorde nie, dis lewe. Ek lewe in dankbaarheid. Ek lewe in heiligheid, rein en aan God toegewy tot eer van die Here. Want ek is nuut gemaak deur Jesus Christus. Hierdie lewende lijk vanweë die sonde het 'n kind van God geword, omdat Jesus Christus my sy kind gemaak het. Daarom is ek sy maaksel, en in Jesus Christus is ek nou gemaak om die goeie werke te doen wat God voorberei het. Die goeie werke te doen wat God voorberei het. Nie my eie goeie werke nie, maar die goeie werke wat God my leer, en waar God my toe opvoed, en wat God al vooraf vir ons as het ware gegee het in sy woord, in sy wet, in gehoorsaamheid aan die wil van God, gaan leef ek nou, en dan leef ek 'n goeie lewe. 'n Lewe in gehoorsaamheid en in toewyding aan God, 'n heilige lewe. Daartoe het God ons geskep. Dit is ons dankbaarheid, dat ons daarin sal wandel. Kerkhervorming, broers en susters, het in 'n tyd wat nie baie anders was as ons tyd nie. Tyd waarin die sonde nie eintlik werklik met erns beheen is nie. Waarin mense gedink het hulle kan hulle self red en hulle kan 'n hemel op aarde bou. Waarin mense gemeen het hulle sal self besluit wat reg is en wat verkeerd is. Waarin mense van hulle self goedjies gemaak het. In so 'n tyd kom die kerkhervorming opnuut met die boodskap van die evangelie. Die boodskap van die evangelie wat in die kerkhervorming in 5 slagspreuke saamgevat is.
Christus alleen. Sonder hom is daar geen verlossing nie. Genade alleen. Dit kom uit die hand van God, omdat hy wil. Geloof alleen. Jy kry nie daaraan deel anders, as wanneer die Heilige Gees jou gevorm het, tot geloof nie. Die woord alleen. Ons sal nie weet daarvan, en ons sal dit nie kan hoor, en ons sal dit nie kan glo, as God dit nie vir ons sê nie, en as hy nie vir ons leer, wat hy wil hê, en wat hy gee nie. En tot eer van God alleen. En dit miskien die hoogtepunt van die kerkhervorming, wat dalk vir ons ook die hoogtepunt van ons eie lewenshervorming moet wees, tot eer van God alleen. Wat ek is, wat ek het, wat ek kan, dit kom alles uit die hand van God, deur die werk van Jesus Christus. En daarom leef ek in hierdie wêreld nie vir myself nie. Ek leef nie vir my kinders nie. Ek leef nie vir my volk nie. Ek leef nie vir my kerk nie. Of ek dan lewe en of ek dan sterwe. Ek lewe tot eer van die Here. En ek sterwe tot eer van die Here. As ons sê kerkhervorming begin by elkeen van ons, is dit die ander vraag wat ons onsself moet afvra. Vir wie leef ek? Wat is die hoogste goed in my lewe? Is dit die eer van die Here en vir hom, vir wie ek hier is, verlos is, kind gemaak is. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die wonder van U genade, dat U na U groot barmhartigheid en in U ondeurgrondelike liefde U Seun gestuur het vir elkeen van ons, dat U deur U Heilige Gees ons weergeboorte skenk en geloof. Ons bid, Here, dat U deur die Gees ook in ons sal werk, dat ons ons hele lewe aan U sal wy, onsself vir U sal gee in liefde en in oorgawe. Ons bid vir die kerk waarvan ons deel is, in die kerkverband, vir die kerk hier plaaslik. Laat ons as liggaam van Christus so optree, dat almal kan hoor die wonder van die evangelie. Dat mense wat dood is, lewend gemaak word met Christus. 'n hemelse kwaliteit lewe kry, en nou kan lewe tot eer van God. Help ons daartoe deur U Gees in ons te laat werk, dat wat ons wil en wat ons werk na U welbehae sal wees. Ons dank U dat U vir ons sorg met alles wat ons nodig het. Wanneer ons om ons kyk, is daar soveel seëninge dat ons dit nie kan tel nie. Ons dank U vir die reën wat geval het, vir 'n seisoen wat baie belofte inhou. Ons bid, Here, wil U ook in die seisoen wat kom, so U hand oor ons hou. En wil U ook in ons geloofseisoen die reën van U Gees mildelik gee, dat ons kan vrugte dra. Ons bid in besonder vir hulle wat ons voorbidding nodig het. U ken elke huis, U ken elke hart. Ons bid waar daar siekte is, gee U self die krag om die kruis te dra. Gee beterskap en genesing as dit in U raad is. Gebruik ons ook om te vertroos en te bemoedig. Wil dat ons deur U woord, oral waar die krag van die dood mense tot trane beweeg, die vreugdevolle woord van die evangelie bring.
sodat ons ook met nuwe vrede kan lewe in die wêreld. Ons bid vir die land waarin ons woon en al sy inwoners. Ons weet, Here, daar kan alleen kentering kom in hierdie land, wanneer ons naby aan U is. En daarom bid ons, bring ons terug na U toe, Here. Al is dit deur oordeele, al is dit deur tug. Maar laat ons naby aan U kom, dat ons kan lewe. En bo alles bid ons, U wat gekom het, Here Jesus, om God by ons te laat wees, kom weer, kom gou. Bring die hemelse Jerusalem, dat ons hier in U teenwoordigheid sal lewe, in 'n nuwe hemel en op 'n nuwe aarde. En werk in ons die vooruitsig en die blydskap, dat ons daarvoor sal aanhoudend bid. Dit alles vra ons in die naam van ons Here alleen. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, Gesang 288. Ons sing die eerste, die tweede en die 5de vers van Gesang 288. Kom, laat ons saam tot Jesus nader, met blye uitsig op ons lot. Hy het die heilsplan van die Vader vir sondaars reeds volbring by God. Sy werk van goddelike waarde, die eeuwe deur met hoop verwag, het hy volbring, loof hemel aarde, loof hom die lam vir ons geslag. O Jesus, U verlossingsdade, bevry ons van die sondestraf. Wie God behaag en in genade, wend hy sy oordeel van ons af. Nooit kan ons deur ons eie strewe, self voor die heil gereg bly staan. U kruis die boom van nuwe lewe, het Edens poort weer oop laat gaan. Ons wil U wy ons hele lewe, U volg waar U ons ook mag lei. Aan U, o Here, hoog verhewe, en aan U dien steeds toegewy. Spreek deur ons woorde, rig ons dade, volëinder gee dat deur U krag die heerlik werk van Gods genade in ons volbring word dag na dag. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons taak.
dagse brood, en vergeef ons al ons skulde net, soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose